Goeiedag. Ek hoop dit gaan baie goed met jou. Ja, ons het aan die einde gekom van hierdie week van gebed. Ek hoop dat al sou jy dalk nie die geleenthede by die kerk kon bywoon nie, dat tog as jy na van die video's gekyk het, dat jy vir 'n oomblik tog stil geword het en ook gekyk het na daardie sake waarvoor jy kan bid. Want sien, 'n gemeente wat nie bid nie, is 'n gemeente wat eintlik hoegenaamd geen toekoms het nie. Want gebed is eintlik daai brandstof binne in ons lewe wat vir ons aan die gang hou en wat vir ons die geleentheid gee om inderdaad vorentoe te gaan, omdat dit iets wys van die afhanklikheid wat ons van die Here het. Ja, ons het saam met Johannes deur die oë van Jesus Christus gaan besoek aflê by die gemeente van die Efese, by die gemeente van Smyrna, by die gemeente van Pergamum, by die gemeente van Thyatira, die gemeente van Sardes, die gemeente van Philadelphia en nou is ons by die gemeente van Laodicea. En ek is seker as jy dink aan die naam Laodicea, dan onthou jy iets van nie warm nie, nie koud nie, maar lou. Nou, kom ons hoor wat die Here vir ons vandag ook daaroor wil sê. Kyk, ek kom met die wolke, wees brandend vir my saak. In Openbaring 3, vers 14 tot vers 22. Soos ek by die ander geleenthede ook begin het, by heel party daarvan wil ek graag ook by Openbaring 1, van vers 7 en vers 8 lees. Wat sê, kyk, hy kom met die wolke, en al die mense sal hom sien, ook hulle wat hom deurboor het, en al die volke van die aarde sal oor hom in selfverwyd weeklaag. Ja, dit is seker, ek is die Alfa en die Omega, sê die Here God, hy wat is en wat was en wat kom, die Almagtige. Amen. Kan ek jou ook groet in die naam van die Here, genade vir jou en vrede van hom wat is en wat was en wat kom, en van die 7 geeste wat voor die troon is, en van Jesus die geloofwaardige getuie, die eerste wat opgestaan het uit die dood, die heerser oor die konings van die aarde. Ek wil graag sommer begin om saam met jou te lees uit hierdie brief aan die gemeente van Laodicea. En dan gaan ons vandag by hierdie geleentheid so 'n bietjie meer leer oor hierdie gemeente en die agtergrond van die gemeente. Iets van dit wat ons by elke ene van die ander gemeentes gedoen het, waar ons aangedoen het, waar ons probeer het om enigstens ook deur die oë van die Here na daai gemeentes te kyk en dan iets van die spieël te hê waar binne ons ook ons eie gemeentes kan raak sien. Op 'n boekrol geskrywe, so gemeentes wat by die een gemeente gebeur en wat uitgelig word, kan ook waar wees van die ander. En dan belangrik net, die aanmoediging wat binne in elke ene van hierdie briewe geskrywe staan. Skryf ook aan die boodskapper van die gemeente in Laodicea. Dit sê die Amen, die getroue en die ware getuie, die begin van God se skepping. Hoor jy vir Johannes, wat vir Jesus ook as die woord het, wat teenwoordig was by die skepping, deur wie God geskep het. In die begin was die woord en die woord was by God. Die woord was God. Alles het deur hom ontstaan en sonder hom het nie 'n enkele ding ontstaan wat bestaan nie, in Johannes 1. Ek ken jou dade, dat jy nog koud, nog warm is. Was jy maar koud of warm, maar omdat jy lou warm is, nog warm, nog koud, gaan ek jou uit my mond spoeg. Omdat jy sê ek is ryk, ek het skatryk geword en het aan niks gebrek nie, en nie besef dat jy ellendig en bejammeringswaardig, brandarm, blind en naak is nie. Raai ek jou aan om by my goud te koop, wat deur vuur gesuiwer is, sodat jy ryk kan wees, en wit klere, sodat jy jou kan aantrek en die skaamte van jou naaktheid nie meer sigbaar word nie, en salf om in jou oë te smeer, sodat jy kan sien. Diegene wat ek lief het, berispe en tug ek.
Wees dan ywerig en bekeer jou. Kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek ingaan na hom toe en saam met hom eet en hy saam met my. Wie oorwin, sal ek saam met my op die troon laat sit, net soos ek ook oorwin het en saam met my Vader op sy troon sit. Laat die wat ore het luister na wat die Gees aan die gemeentes sê. Bly brandend vir die Here se saak, Laodicea. Laodicea was ryk, gemaklik, gaan 'n bietjie meer later daaroor hoor, selfversekerd. Hulle het gedink dat hulle absoluut alles het wat hulle nodig het. Maar spiritueel was egter dit juis hierdie selfgenoegsaamheid wat hulle grootste vyand gewees het. Hulle toestand was in die werklikheid lou, onbruikbaar en walglik. Wat word dikwels gemis? Die kern van sonde is nie rykdom nie. Baie keer dink mense dat dit rykdom is. Kern van sonde is nie rykdom op sigself nie, maar die selfgenoegsaamheid wat dit baie keer kan skep. Daai stuk onafhanklikheid wat 'n mens kan hê. Dit is 'n gemeente wat prakties gesê dink, dalk nie openlik nie of doelbewus nie, maar eintlik dink sonder dat hulle dit baie keer agterkom dat hulle God nie meer nodig het nie. Gemaklike passiewe geloof aanvaar wat geen eise meer stel nie. Onthou, as jou geloof nie meer eise aan jou stel nie, en jy dan dat jy eintlik maar net 'n geloof van verskriklike groot gemak en het jy probleem. En Christus het buite die deur van sy eie gemeente gestaan. Hulle was binne gewees en Jesus staan buite by die deur. So 'n ware geestelike lewe word gekenmerk. En is so belangrik deur 'n besef van afhanklikheid van God. Onthou nog maar wat die bergpredikasie sê nie, in die inleiding daartoe ook, gelukkig is hulle wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van God. Diegene wat arm van gees is, wat weet hoe afhanklik is, wat bedelaars hande het voor die Here. Selfgenoegsaamheid is 'n subtiele, maar 'n dodelike vloek. Christus se staanplek buite die deur toon egter daarom ook sy lankmoedigheid, toon sy genade as hy klop, hy wag, maar hy dring nie in nie. Daarvan gaan ons so 'n bietjie later ook meer hoor. Belangrik dat hierdie gemeente regtig ook nodig gehad het om introspeksie te doen, soos baie van die ander, en dat hulle iets van dit wat die Here vir hulle wil gee, ook in ontvangs kon neem. Wat kan ons leer? Ons moet onsself ondersoek. Baie keer waarheid materiële gemak of selfsug my verhouding met die Here verslaan. Dalk moet ons lewens so 'n bietjie herprioritiseer om weer ons afhanklikheid van die Here te besef. Tema, kyk, ek kom in die wolke. Bly brandend vir my saak. Dink sommer aan Levitikus 6 vers 12 wat sê, die vuur op die altaar word aan die brand gehou. Dit mag nie doodgaan nie. So mag ons in ons geestelike lewe ook nie doodgaan nie. Nou Laodicea was 'n gemeente wees of is 'n dorp gewees wat geleë was op die kruising van twee belangrike handelsroetes in daardie omgewing. Dit was 'n pragtige mooi stad gewees daar in die sogenaamde Lycus Vallei. Stad wat in die 3de eeu voor Christus gebou is deur Antiochus II. Nou, Antiochus IV Epiphanes was nou die bekende een, maar hierdie een was minder bekend geweest. En hy het dit klaarblyklik na sy vrou Laodice vernoem. Die stad self het glad nie water gehad nie. Dit was nou 'n uitdaging wat hulle gehad het, maar hulle het ongelooflike kundigheid gehad. Met die gevolg is dat hulle 'n waterkanaal van sandsteen ver daarvan Hierapolis afgebou het om water na die stad toe te herlei. So Laodicea was 'n ryk stad. Die vrugbaarheid van die Lycus Vallei het goeie weiveld vir die skape voorsien.
Hulle het baie wol geproduseer. Nou het ons al mekaar gehoor van die gemeentes van wol en wewerye en alles en so tussen die stede. So hier is dit inderdaad ook waar gewees. Wol geproduseer. Klerebedryf met die fynste wolmateriaal gemaak. En dit het hulle wêreldbekend gemaak in daardie tyd. En hulle sê dat die stad ook in daardie tyd vir sy bankwese bekend was. Nou as daar so baie geld is en die mense is so vooruitstrewend, dan sou dat 10-1 ook bankwese wees wat sterk is. Juis as gevolg van die bloeiende landbou en die nywerhede het die stad groot rykdom opgelewer. Nou sê dat die stad in die jaar 60 voor Christus ook deur 'n aardbewing vernietig is. Ons het nou gehoor by die gemeente van Philadelphia dat hulle ook by geleentheid 14 voor Christus ook vernietig was deur 'n aardbewing in hier 60 voor Christus. Maar hulle kon met hulle eie fondse kon hulle daai stad weer herbou. En daar was ook 'n wêreldberoemde universiteit. So universiteite is nie nuut nie, sentrum vir geleerdheid. En met 'n mediese fakulteit wat 'n besondere oogsalf vir oogsiektes in daardie tyd ontwikkel het. En dit het die stad se naam, boonbehalwe al die rykdom en die wol en die goed, ook ver heen gedra. Maar dan die onverskilligheid van die gemeente. 'n bloeiende gemeente in Laodicea, wat sy ontstaan te danke gehad het aan die groot Joodse bevolking in die stad. Daar word bereken dat daar ongeveer 50.000 Jode in daardie tyd daar gewoon het. Hulle sê dat die gemeente moontlik deur Epafras, een van die reisgenote van Paulus op sy 3de sendingreis, moontlik gestig is. Nou, dit was 'n ryk gemeente wat geen gebrek gehad het nie. Met ander woorde, hulle was in elke opsig was hulle selfvoorsienend. En dan kom Jesus met sy verdoemende uitspraak, dat hy hierdie gemeente uit sy mond gaan uitspoeg. Wat 'n uitspraak teen sulke voortreffelike mense. Ons is dan so oulik, ons is so ryk, ons het so baie, ons genereer met alles wat ons het. En dan die werklikheid van dat die Here 'n negatiewe uitspraak teenoor die gemeente sou gehad het. Want Jesus gebruik 'n beeld wat hulle baie goed verstaan het. Die beeld van dat hulle nie koud of warm is nie, maar lou. Nou, soos genoem, het hierdie gemeente hulle water van die Hierapolis afgekry. So 'n hele eind met hierdie kanaal, soos die water aanvanklik vanuit daardie warm bronne uitgekom het en hierdie afstand gegaan het tot by Laodicea, dan was die water lankal nie meer warm nie, dan was dit lou gewees. So ongeveer 9 kilometer wat die water gekom het, en dan was die water lou, en dan glad nie meer lekker nie. So, met ander woorde, nie teenstaande al die mooi wit en swart klere wat hulle gemaak het, praat Jesus dan ook van hulle naaktheid. Ten spyte van die skitterende oogsalf wat hulle sou gemaak het, wat hulle so belangrik gemaak het, wat daar by hulle mediese fakulteit vervaardig is hulle eintlik blind. En mens wonder waar die goed dan nou so verkeerd geloop het in die gemeente. Ons gaan dit maar moet soek by die welvarendheid van die lidmate. Mense wat geen bekommernis op hierdie liewe aarde gehad het nie, geen finansiële bekommernisse gehad het nie, gevoel het dat hulle skatryk is. Hulle was mense met genoeg sekuriteite, dat hulle ook in moeilike tye hulle self kon beskerm, selfs hulle stad kon opbou, as dit in 60 voor Christus gebeur het, dat daar 'n aardbewing was. Hulle het niemand nodig gehad nie. En dan moes dit nou beslis 'n invloed gehad het op hulle verhouding met die Here. Hulle was nie werklik van hom afhanklik nie, of so het hulle gedink. Hulle het hom nie nodig gehad nie, so het hulle gedink. Hulle het genoeg gehad om op hulle eie bene te staan. En hierdie gees is tot in die hart van die gemeente ingedra. Dit was nie nodig om vir iets in die gemeente te werk nie. Daar was nie armes om na om te sien nie. En juis omdat daar nie probleme was nie, het die lidmate nie 'n hart gehad meer om uit te reik na buite toe nie. Hulle het geen begrip vir nood gehad nie. En daarom het hulle maar seker ook treurige dankoffers in daardie tyd
Hulle was besige mense gewees. Te besig. As gevolg van hulle besigheid, het hulle ook nie meer geleentheid gehad om die gemeente byeenkomste by te woon nie, omdat hulle so gejaag het om geld bymekaar te maak. Dink sommer ook aan die gemeente vir wie Hebreërs skrywer ook skryf, dat jy nie die gemeente byeenkomste gering moet skat nie, maar des te meer terwyl die wederkoms besig is om nader te kom, jy juis moeite moet maak by daardie byeenkomste. So, omdat hulle so gejaag het om geld te maak, was daar geen rustige gemeenskap met die Here nie. Daar is nie tyd vir die Here nie. Hulle is te besig met hulle self, omdat die mense met mekaar gekompeteer het. Almal was ryk en is besigheid en alles, en die een wat belangriker gewees het as die ander ene, was daar ook nie meer opregte liefde tussen mekaar nie. Want jy was mos eintlik die baas in jou omgewing. Hulle was ryk aan verdienste van die wêreld, maar arm in die gawes van die Gees. En ons lewe mos deur die Gees moet ons gedrag bepaal. Die probleem was nie gemeente nie, dat daar nie een was nie. Dit was daar. Die probleem het gelê by gemeente wees. Hulle het met absolute minimum by die Here probeer verbykom. So dit was hoe die Here na hulle gekyk het. En dan kom die roepstem van die Here. Dit is so lekker om te weet dat die Here ons lief het, nee. Dit is so lekker om dit te weet. Want nie teenstaande die onverskilligheid van hierdie gemeente, was dit steeds duidelik dat die Here vir hulle baie, baie lief gehad het. Hy laat hulle nie by sy kritiek teen hulle nie, maar hy nooi hulle. Hy nooi hulle uit om letterlik goud by hom te koop, wat deur vuur gelouter is, gesuiwer is, om wit klere by hom te kry, om hulle skande te bedek, en oogsalf by hom te koop, sodat hulle kan sien, dat hulle kan verbygaan, by hulle armoede wat hulle nie geweet het dat hulle het nie, hulle blindheid wat hulle nie geweet het dat hulle het nie, hulle naaktheid wat hulle nie geweet het dat hulle nie het nie. So, hulle moes by Jesus, moes hulle dit kom koop. So, van sien nie teenstaande al die vertoon, was hulle eintlik brandarm, naak en blind. Hy vertel hulle, en ek dink nogal as Haggai ook skrywe, nee, in die Ou Testament, rondom die herstel van die tempel, en om die volk in die gang te kry, en hy sê hulle bly in huise van sederhout, maar die tempel lê in stukke, en dan sê hy, julle kan maar hard werk om om klere te maak, maar julle gaan altyd koud kry, en julle agtersakke gaan eintlik, die geld gaan altyd eintlik daar uitval. So, hulle dink dat hulle baie het, maar voor die oë, voor die Here was hulle ook arm. Nie teenstaande al die vertoon is hulle eintlik brandarm, naak en blind. En dan vertel Jesus hulle eintlik, in hulle eie idioom, dat die plaasvervangers wat hulle vir hulle self geskep het, nie kan standhou nie, maar dat hulle werklik ryk, gekleed en siene sal wees, as hulle prioriteite reg kry. Die feit dat Jesus hulle so aanspreek, sê, dat hy hulle lief het, dat hy nie wil hê dat hulle verlore moet gaan nie. Hy wil hê die gemeente moet hom hoor, dat hy vir hulle omgee, en daarom is hy ook besig om hulle te tugtig, probeer hy erns by hom losmaak, amper soos 'n tipe van 'n lering vir die jeug, wat hy besig is om ook vir hulle te doen. Hulle moet erns maak, as hy in gesprek met hulle tree. En dan kom hy, en hy klop. Jesus is ernstig. Hy wil nie hê dat hulle sy straf in die hand moet raak sien nie. Nie net sy straf in die hand moet raak sien nie. Hy sê, kyk, ek staan by die deur en ek klop. En wanneer hy dit sê, dan sien Johannes seker een van die mooiste beelde in die Bybel, die van Jesus wat by die deur staan om binne gelaat te word. Hy voel uitgesluit, hy staan buite, maar hy het hulle lief. Hy wil so graag binnekom. Maar die verantwoordelikheid rus by hulle om die deure oop te maak. Hoe lang kan die Here dalk nie by ons deure staan nie? Ons kan ook so selfversekerd wees met alles wat ons besig is om te doen. En dan staan die Here in die werklikheid by die deur. As ons passie, ons energie
verloor het, so onafhanklik is in onsself, dat ons nie meer besef hoe nodig ons die Here regtig het nie. Iemand met die naam van William Hunt het 'n skildery gemaak wat in die St. Paul's Kathedraal in Londen hang. Dit is 'n skildery van Jesus wat by die deur staan en klop. En wat dit so treffend maak daar, is dat daar geen handvatsel of 'n deurknip aan die buitekant van die deur is nie. Wat beteken dit? Dit beteken die deur moet van binne af oopgemaak word. Die Here kan enigiets gebruik om vir ons te sê dat hy lief is vir ons. En jy geweet, hy kan droogtes gebruik of siekte. Hy kan finansiële probleme gebruik, maar op. Jy weet, ons sing dikwels, die Here is my herder. Lees dit so baie keer, die Here is my herder. En so baie keer staan die herder buite. Oproepe wat die hele tyd gedoen word, wees betrokke, raak betrokke, en eintlik sê ons, maar ek is moeg ook vanuit die kerk, ek het al so hard gewerk, en eintlik wil ek eintlik maar net besig wees, net om te rus besig wees, met uiteindelik my eie dinge. Dis die naakte werklikheid, die ontstellende realiteite. Maar, tog hou die Here aan om te klop. Hy hou nie op nie. Ek het julle nie vergeet nie. Ek het julle steeds baie lief. Ons vra dikwels die vraag, is dit regtig alles nodig? Kan ons nie maar net leef soos ons wil nie? Ons doen daarom nou regtig niks so verkeerd nie. Vriende, die Christelike geloof is nie 'n goedkoop geloof nie, dis met bloed betaal. God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste seun gegee het. Daarom vra hy ons ook alles. Hy kan alles vra, want hy het alles gegee. Dat hy klop is gewis. Dis genade tyd, as jy die deur oopmaak, wag daar 'n fees. Want hy maaltyd met ons, oorvloed wat nooit ophou nie. Hy vra vir 'n reaksie dat ons sal oopmaak. Kyk, ek kom in die wolke, daarom moet julle brandend bly vir my saak. Sake vir voorbinding, ek lees dit stadig en jy kan rustig daarmee ook werk. Bid vir die regering van ons dag. Bid dat die Here ons land sal reinig van korrupsie, geldwasery, diefstal en oneerlikheid. Bid dat die 80% mense wat in die laaste sensus aangedui het dat hulle Christene is, hulle getuienis sal leef. Bid vir die verkiesings vir plaaslike regerings later verjaar. Bid vir die slagoffers van geweld en dat die Here ons sal genees van al die geweld. Jesus staan by die deur en hy klop. Bid dat die mense sal hoor en die deur sal oopmaak. Here, baie dankie dat U ons met ons bemoeienis maak, dat U aan mekaar klop. U klop aan die deur van ons harte, van ons menswees, in ons huise, in ons land, in ons kerke, in ons gemeentes, U klop. Here, baie dankie dat U altyd saam met ons wil wees. En dankie, Here, dat U oneindig lief is vir ons. Here, help ons in ons lewe om nooit selfverseker te wees nie, maar in afhanklikheid voor U te lewe. Dankie vir die spieël van die 7 gemeentes ook in hierdie week. Lei ons, Here, dankie dat ons lamp op die staander staan. Help ons asseblief om so te lewe dat dit daar sal bly, dat U dit daar sal hou. Ondersteun ons. Here, kom ons tegemoet in ons swakheid. Here, want ons kan nie sonder U lewe nie, ons wil nie. En ons dankie vir U liefde in Jesus naam. Amen. Mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees ook met jou wees en bly, elke dag tot Jesus kom. Amen. Ek hoop dat jy 'n mooi geseënde week en tyd het, en dat die vrug van gebed in jou lewe altyd raak gesien sal word. Maak moeite daarmee. Mooi bly.